graag die woord met u deel. Ek wil die woord saam met my gaan neem en blaai saam met my na die boek van Handelinge. Ek gaan vir ons lees vanuit Handelinge hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 4. En dit wat die woord van die Here met ons wil deel. En dan gaan ons van daar af dit oopbreek. En dan wil ek vanaand so 3 punte met u deel aangaande dit wat ek glo die Here vir ons vandag wil sê. So Handelinge hoofstuk 3 vanaf vers 4 gaan ons begin lees. En dan gaan ons deel met dit wat Jesus met sy disippels gedeel het, net voordat hy opgevaar het na die hemel. As u daar is, sê saam met my, amen. U kan op die bord ook volg. So Handelinge hoofstuk 1, that is Acts chapter 1 verses 4. En ons gaan lees tot en met vers 11. Vers 4 lees ons volg, hy sê, en toe hy, dit is Jesus, nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Sê saam met my, die belofte van die Vader. Hy sê daar, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. So Jesus praat met sy disippels, hy sê, ek wil nie julle moet hiervan af weggaan nie, wag op die belofte, dit deel ek met julle, so julle moet wag, en ek sê dit vooraf vir julle, dat julle moet weet. En dan vers 5 sê, want Johannes het wel met water gedoop, en dan kom Jesus, hy sê, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Met ander woorde, dis die belofte wat Jesus vir hulle sê. Hy sê, soos wat julle gesien het, soos wat Johannes julle gedoop het met water, gaan ek julle doop met die Heilige Gees. En julle moet gaan wag op hierdie belofte, want dit sal sekerlik kom. Dit is 'n gebeurtenis wat gaan plaas word, en julle moet wag daarop. En dan vers 6 sê, die wat by mekaar gekom het, vra hom en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Met ander woorde, hulle het nie lekker verstaan wat Jesus hier sê nie. Nou, jy moet onthou, dit was na die kruisiging, wat Jesus hier aan sy disippels geopenbaar het, wat hy met hulle gepraat het. Hy het klaar gesterf, hy het uit die dood uit opgestaan, en hy het homself aan hulle geopenbaar. En nog steeds verstaan hulle nie lekker wat gebeur nie. Dan vers 7, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal nie. En dan, let op vers 8 sê hy, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Met ander woorde, Jesus sê hier vir hulle, ek gaan iets spesifiek doen, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en ek gaan nie te veel oor dit gesels nie, want die volgende 10 dae weet ons wat Pinksterfees behels, en hoe God sy Gees uitstort, en as die Gees van die Here en Jesus ons lewens spaar, sal ons 'n bietjie meer daarna kyk. Ons wil vanaand fokus op hemelvaart, maar hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dis met 'n doel en spesifieke funksie. Dan vers 9, en nadat hy dit gesê het, sê gou saam met my, nadat hy dit gesê het. Met ander woorde, Jesus kom en hy praat met sy disippels, hy deel met hulle hierdie baie belangrike ding. Hy sê, ek deel met julle 'n belofte, ek sê dit vooraf met julle, ek wil julle moet dit weet, julle moet gaan wag op dit, daar gaan krag oor julle kom, ek gaan julle doop met die Heilige Gees, julle gaan 'n aandoening van die Gees ontvang, as ek dit so kan stel, en dan sê hy, nadat hy dit vir hulle gesê het, nie weke daarna nie, nie dae daarna nie, onmiddellik, nadat hy dit vir hulle gesê het, hoor wat sê hy daar, is hy, dit is Jesus, opgeneem, terwyl hulle dit sien. Met ander woorde, hy sê dit vir hulle, en terwyl hy dit sê, word Jesus opgeneem voor hulle oë. Nie in die gees nie, nie in 'n droom of 'n visioen nie. Hy sê daar, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem, soos wat ek jou sien en jy my sien vanaand. So is Jesus voor hulle oë opgeneem in die hemel in. Dis wat die woord van die Here daar sê.
En dan vers 10 sê, en toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle en sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? En dan sê hulle daar, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien weggaan. So ek wil vanaand so 'n bietjie met julle oor hierdie gebeurtenis gesels, want dit is presies wat ons vandag vier. Dis die hemelvaart. Dis juis hierdie gedeelte waar Jesus voor hulle oë deur 'n wolk, deur die krag van die Here opgevaar het na die hemel. Die woord van die Here sê, hulle het dit aanskou. Hulle het dit gesien met hulle oë. Ons herdenk vandag hemelvaart. Ons kan dit herdenk, hoekom? Want ons weet, Jesus het gesterf aan die kruis, hy het die dood oorwin, hy het opgestaan, sê die woord van die Here, na 3 dae, hy het homself geopenbaar aan die mense, hy het met hulle gedeel, hy het saam met hulle gewandel, en dan sê die woord van die Here, hy het oor die dood getriomfeer, hy het oor die Satan getriomfeer, en dan het hy opgevaar na die hemel, en vandag glo ek met alles in my, dat God se woord is die waarheid, amen. En die woord sê, hy regeer vanuit die hemel, mag ek dit so stel, vanuit sy goddelike, heilige, hemelse posisie, op hierdie aarde, deur God, die Heilige Gees. Maar nou wil ek vandag, met dit in gedagte, 'n vraag vra. Waar los dit ons? Waar los dit ek en jy? Ons vier hemelvaart. En ons herdenk Jesus. Ons weet hy het opgestaan. En ons weet hy lewe. Ons glo dit met alles in ons. Maar waar los dit vir jou en waar los dit vir my? Want tog is Jesus daar, maar ons is hier. Waar los dit ons? Ek wil vandaan so 'n bietjie met jou gesels, want ek glo met alles in my, die woord van die Here sê, hy het ons nie as weeskinders agtergelaat nie. Sê vir die persoon langs jou, jy's nie 'n weeskind nie. God sê, ek laat jou nie as weeskinders agter nie, inteendeel, hy sê, jy's 'n ambassadeur, jy's 'n burger van God, jy's van 'n ander burgerskap afkomstig. Ons is mede-erfgename as jy in Christus Jesus is. Hoekom? Want ek is kind van God. Jy's 'n burger van 'n ander koninkryk, nie weeskind nie. Inteendeel, hy sê, dis voordelig vir julle dat ek gaan, want ek stuur vir julle die belofte. Deel van dit is die Heilige Gees. Ons het dit nou gelees, hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Met ander woorde, daar's 'n belofte wat ek en jy gaan ontvang terwyl ons hier op aarde is. So vandaan is daar 3 dinge wat ek vinnig met u wil deel. 3 koninkryksrealiteite, en daar's so baie, en daar's nie tyd vanaand nie, maar 3 wat ek glo die Heilige Gees ons vanaand aan wil herinner. Aangaande hemelvaart, ascension. Hemelvaart. Die eerste koninkryksrealiteit wat ek glo die Here ons net weer wil aan herinner, is die realiteit van Jesus en God se autoriteit. Sê gou saam met my, God's authority. God se autoriteit. Met ander woorde, Jesus die gekroonde koning. Jesus is die gekroonde koning. Wanneer ek en jy vanaand hemelvaart vier, wanneer ons hemelvaart herdenk, is ons nie hartseer nie. Ons het nie tot siens gesê nie, ons het nie afskeid geneem nie. Wanneer ons hemelvaart vier, dan doen ons dit, hoekom? Want ons weet, Jesus het die dood oorwin en hy regeer as koning van die konings. En hy's gekroon in alle heerskappy met autoriteit. Alle mag, alle krag, alle autoriteit, gesag behoort aan Jesus. Amen. Is dit nie waaroor eintlik hemelvaart gaan nie? Ons neem nie afskeid nie.
Die disippels het gestaan en dalk nie verstaan waaroor dit gaan nie en gewonder waar gaan hy aan en hoe gaan hy die koninkryk vestig. Maar vir jou en my wat die woord van God nou verstaan, deur die leiding van die Heilige Gees, het ons nie afskeid geneem nie. Ons het 'n verwagting en in daai verwagting besef ons dat Jesus met sy hemelvaart was gekroon as koning van die konings. Jy sien, daardie dag toe hemelvaart plaasvind en Jesus opgeneem is in die hemel in, het hy sy troon gaan inneem langs God die Vader. Want daar was 'n dag wat hy sy hemeltroon verlaat het, wat hy moes vlees word om onder ons te kom woon, sê die woord van die Here. Hy moes sonde word, hy het kom sterf vir ons, hy het van die hemel af aarde toe gekom, sê die woord. Maar net soos wat hy afgekom het om te kom sterf, is hy weer opgeneem. Met ander woorde, hy is gekroon daardie dag weer as koning aan die regterhand van die Vader, sê die woord van die Here. Met ander woorde, alle mag, alle krag, alle autoriteit en heerskappy is in Jesus Christus. Hy is ons koning. Amen. Toe Jesus daardie dag opvaar na die hemel, het hy net weer eens bevestig dat hy oor die Satan, oor sonde, oor elke demoniese mag, oor siekte, oor alles, oor die dood vir ewig oorwin het. Hy het oorwin. So ons vier vanaand nie 'n afwesige verlosser nie, ons vier 'n heersende koning se hemelvaart. Hy's nie afwesig nie, hy is teenwoordig. Hy's alom teenwoordig, sê die woord van die Here. Amen. Wanneer ons hemelvaart herdenk, neem ons nie afskeid nie, ons herdenk ons koning se kroning. Kan ek dit so stel? Maak dit sin as ek dit so stel. Die dag toe hy gekroon is, we crowned him, God crowned him, King of Kings and Lord of Lords. Jy sien, toe Jesus opvaar, het hy die beheerkamer van die heelal binnengestap. As God en heerder van die heelal. Dis wat gebeur het daardie dag met hemelvaart. Dis nie maar net iets wat gebeur het nie. Jesus, ons intercessor, ons middelaar, ons advokaat, staan in die hemel, in die beheerkamer van die heelal, en hy tree vir jou en my in, met alle mag en autoriteit en heerskappy. En wanneer daar ooit 'n aanklag teen jou kom, het jy iemand wat vir jou intree. So maak nie saak watter aanklag mag kom nie, Jesus is daar met alle heerskappy en autoriteit en reg om in te tree vir sy kinders. Dis die Jesus wie ons dien. Dis hoekom ons hemelvaart herdenk, waardeer en dankbaar is. Nie net nog 'n dag op die kalender nie. Ek weet nie of julle ook dit gedoen het, maar toe ons klein was, kan ek onthou, was hemelvaarte 'n publieke vakansiedag. Almal het afgevat. Almal het by die kerk uitgekom. Dit was amper heiliger as Kersfees. Nou as ons praat oor hemelvaart, weet ons dit nie eers nie. As die kerk nie mense herinner aan hemelvaart nie, is dit nie op die kalenders nie. Daar's baie mense wat nie eers weet wanneer vind hemelvaart plaas nie. Want dit is nie meer 'n geldmaak storie nie. Ons verkoop nie geskenke nie, en die winkels word nie opgemaak nie, en daar's nie 'n Paashaas nie, en dis asof die krag verlore gaan. Maar vir die kerk, vir jou en my, is dit eintlik waar alles bymekaar kom. Dis waar die geskiedenis sy krag kry, dat dit nie net 'n storie was nie, maar waar dit tot vervulling gekom het. Dat dit nie net 'n geskiedenisboek is nie, maar 'n werklikheid is. Amen. My vraag is, waar los dit jou en my? Dit los ons onder die beskerming en bevel van die allerhoogste gesag. Dit
bring ons op 'n plek waar ons nie vanaand veg om oorwinning te probeer kry nie. Dit plaas ons op 'n plek waar ons staan by die een wat alle oorwinning alreeds het. So ons probeer nie nog wen nie, die oorwinning is reeds daar en die koning is op die troon. So jy hoef nie nog te oorwin in jou huwelik, in jou kinders, in jou lewe nie. The victory is already won. En ons moet dit net besef. Want die vyand laat ons soos losers voel. Jammer vir my woord. Hy laat jou voel jy's nie goed genoeg nie. Hy laat jou minderwaardig voel. Hy wil hê jy moet voel jy moet nog oorwin. Jesus het gesê, it is done. En toe hy opvaar, het hy dit bevestig. Nie die hel nie, nie die duiwel nie, nie die demone nie. Niks kon hom daai dag terughou toe hy opvaar na die hemel nie. En die getuienisse kon dit met hulle oë aanskou. Amen. Dit was nie net Johannes in 'n droom wat dit gesien het, of net Lukas wat dit neerskryf nie. Almal het dit met hulle oë gesien gebeur. Daar was lewende getuies. Waar los dit vir jou en my? Ons staan onder daai gesag. So praat van 'n wêreldsisteem wat autoriteit aan wêreldheersers, soos 'n polisie mag of 'n weermag staan. Wanneer hy sy hand opsteek en sê, stop, stop, ek is 'n speedkop, ek het 'n badge op en ek het 'n hoed op. Wie's jy as jy staan saam met Jesus? Jy het nie 'n badge en 'n hoed nie, jy staan saam met die koning van die konings en die Here van die leerskare. Maar besef ons dit vanaand? Amen. So ons tweede, of nee, voor ons daarby kom. Ek het nog eens 'n paar verse wat ek wil lees. Wat dink julle? Is julle haastig vanaand huis toe? Ons werk is môreoggend, hoe laat? Matteus 28 vers 18 kom Jesus en hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Jesus spreek hierdie woorde. So dis nie net ek of Matteus of Lukas wat sê nie, Jesus sê, alle mag is aan my gegee in die hemel en op die aarde. Dis die koning wat ons dien. So as die vyand vir jou wil sê, daar's nie krag nie, Jesus sê alle mag. En as my God sê alles, dan is dit alles. Ja, dis alles. Alles sluit alles in. Alright. Kom ons kyk net vinnig voor ons aangaan na die openbaring wat Johannes gesien het na die hemelvaart van hoe Jesus gelyk het. Nou Johannes het gesien hoe hy lyk voor die kruis. Hy het gesien hoe hy lyk met die kruis en hy het gesien hoe hy lyk na die kruis. Kom ons kyk gou vinnig. Openbaring, bly saam met my. Openbaring hoofstuk 1 vanaf vers 10. Kyk die openbaring hoe God hom aan Johannes openbaar. En Johannes beskryf dit op sy mensliker wyse deur die Heilige Gees se leiding en hy probeer aan ons 'n prentjie skets. En hy sê daar, hy sê ek was in die Gees op die dag van die Here. En ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin wat sê: Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in die boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. En dan noem hy hulle, hy sê na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En dan vers 12, toe draai ek my om. So ek wil hê jy moet in die Gees dit sien gebeur. Hy sê ek is in die Gees, ek ervaar dit en ek hoor hierdie stem soos 'n basuin. En toe draai ek my om te kyk wie praat met my. Alright, hy sê, toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. Hy sê, en toe het ek my omgedraai, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 goue kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op sy voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. En sy hoof en hare, hoor hier, was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam.
Lyk dit vir jou soos die mannetjie aan die kruis, wat baie gelowe om hulle nek dra? Kom nou. Lyk dit vir jou met baie respek soos die babietjie in die kot, in die krib? Lyk dit vir jou, en ons dank God dat hy die lam is, wat geslag is, want deur die lam se bloed word ons gered. Maar lyk dit vir jou soos die lam, of soos die leeu wat opgestaan het en regeer en heers? Kom ons lees weer, hy sê, sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Het jy al so iets ervaar? Hy het nie net geval omdat hy wou nie, hy kon nie daai krag, daai heerlikheid, daai salwing, daai goddelikheid wat geopenbaar word, kon sy liggaam nie hanteer nie. Sy liggaam het ingegee die oomblik toe hy dit aanskou. Dis wat die oorspronklike vertaling sê. Ons judge partykeer mense wanneer hulle onder die krag van die Here val. Ons verstaan die mens, dit maak nie sin nie. Dis wat daar gebeur het. Toe God hom openbaar, toe gaan hierdie tempel, kan jy onthou toe Moses se aangesig verander? Toe God net verby beweeg en hy sien hom van agter af, sê die woord van die Here, het sy gesig beginne gloei soos goud. Dis 'n soortgelyke ervaring. Johannes sê, toe ek God aanskou, kon my liggaam dit nie meer hanteer nie. Het ek geval op die grond. Want my vlees kan nie sy heerlikheid hanteer nie. Dis te groot, dis te goddelik. Dis hoekom ons verheerlikte liggame moet hê, wanneer Jesus ons kom haal op die wolke, wanneer hy ons gaan kom haal met die wegraping. Hy sê, in 'n oogwink, in 'n oomblik, sal ons verheerlikte liggame ontvang. Hoekom? Want die vlees kan nie in sy heerlikheid staan nie. Kom ons lees gou verder. Is daar iemand in die huis vanaand? Ek wil preek. Vers 17 sê, waar is ons vers 17, En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste, en die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Amen. Amen beteken, laat dit so wees, so sal dit wees. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Dis Jesus wat hier praat. Niemand anders nie. Dis die Jesus wie ek en jy dien. Dis die Jesus wat ons vanaand herdenk. Not away in a manger. Die Jesus wat die dood oorwin het. Wat die sleutels van die doderyk het. Jesus wat lewe en wat terugkom. Jesus in alle autoriteit en heerskappy. Wat is daar te groot vir hom? Waar los dit jou en my? Dit los jou en my saam met hom in daai autoriteit en krag. My tweede vraag, of die tweede koninkryksrealiteit wat die Heilige Gees ons aan wil herinner vanaand is, hemelvaart roep ons tot 'n aksie. Sê gou saam met my, hemelvaart roep ons tot 'n aksie. Ascension calls us to action. Baie, baie belangrik. Jesus het opgevaar sodat sy teenwoordigheid nie meer net in een liggaam beperk hoef te wees nie, maar deur die Heilige Gees in ons almal kan woon. Kan ek dit weer sê? Jy sien, toe Jesus hier was sy teenwoordigheid net in homself, in een liggaam. Maar toe hy opvaar, deur die Heilige Gees, is hy in elkeen van ons. Ek wil dit kinderlik vir ons verduidelik. Daar's 'n stukkie van Jesus, deur die Heilige Gees, in elkeen van ons, omdat hy opgevaar het. Maak dit sin as ek dit so verduidelik? Amen.
Dis die Jesus wat ons dien. Hemelvaart is die opdrag wat hy dan vir ons gee as kerk om 'n aksie te neem. Want dis wat hy ons kom wys het. Hy het aksie geneem. Hy het gesê, Vader, ek sal gaan. Amen. Waar los dit jou en my? Dit los ons met 'n mandaat. Ons is nie geroep om passiewe toeskouers te wees wat na die wolke kyk nie. Toe hy opvaar, toe staan hulle en kyk. Toe stuur die Here 2 engele om vir hulle te vra, waarna staan julle en kyk? Hoekom kyk julle na die wolk? Het hy nie gesê, gaan nie? Gaan wag op die belofte, gaan doen wat ek vir julle sê. Hoekom wag julle vir die wolke? Dis nie tyd om te wag nie, dis tyd om te gaan. Nou met ander woorde, dis mos 'n aksie, Ronnie. Is dit nie? Daar's te veel mense wat wag na die wolke. Waarna wag ons? Hy het gesê, gaan. Dis 'n aksie. Wanneer ons hemelvaart vier, is dit om met 'n doel iets te doen. Dis 'n aksie, it's a call to action. Nie net om te wag nie. Hy het ons geroep om 'n ambassadeur van die koning te wees. En wat doen 'n ambassadeur? Hy takes action. Hy verteenwoordig die koning van die konings. Jy sien, die vuur het gekom sodat die werk van Jesus gedoen kan word. Dit wat hy begin het, moet klaargemaak word. The work that I've started, he says, I will finish, I will bring to completion, but you must take action. Hy het dit begin, hy het dit volbring, maar in en deur jou en my wil hy dit klaarmaak. Daar's mense, daar's siele wat tot bekering moet kom. Daarom sê hy, ek sal julle met krag aandoen. Hoekom? Om die werk te kan doen. Dit waarvoor hy ons geroep het. So daar's 2 kategorieë. Die wat sit en kyk na die wolke en wag, en die wat bereid is om te doen. Wag jy en kyk na die wolke, of is jy bereid om te doen? Handelinge 1 vers 8 sê, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal na die wolke kyk. Wat sê hy? Julle sal my getuies wees. Waar? In Valdriehoek. In Jerusalem. En dan sowel as in die waar is Judea? Vereniging. En Samaria? Sedibeng. En tot in die uiterstes, Alberton. Want party mense sê uiterstes mos Alberton. Nee, hy sê die uiterstes van die aarde. Amen. So waar roep hy ons? Nie net by jou huis nie, verder as die huis ook. Buite jou grense ook. En na die ander lande toe ook. Maar voor jy by die lande kom, moet jy jou huis in orde kry. Want partykeer wil ons die lande bereik, maar jou huis is nie in orde nie. Dis is soos wat baie mense eers Mauritius toe wil gaan, maar hulle was nog nooit in die Kaap nie. Die Kaap is baie mooi. Mauritius ook, maar gaan bietjie Kaap toe ook. Dis mooi om te sê ek was in Mauritius, maar jy was nog nie in die Kaap nie. Amen. Jy sien, Jesus sê, ek sal die vuur stuur, wanneer jy bereid is om die werk te doen. As jy nie bereid is om werk te doen nie, gaan die vuur nie kom nie. Hoekom gaan kerke dood? Hoekom gaan die vuur dood in kerke? En ek wys nie vinger na 'n denominasie, ek praat met onsself. Want die werk word nie gedoen nie. Jy sien, daar was op 'n stadium, ek wil die analogie skep. Toe ons op skool was, het ons daai heaters gehad in die klaskamers. Kan julle onthou wat die man wat altyd die vuur gestook het, dan gooi hy die kole en die hout in, dan word die stoom gebou, dan word daai heater so in die klaskamers warm. Dan staan ons almal so teen die heaters dat hulle ons warm maak. Julle onthou?
Dis daai groot staalheaters. So lank as wat hy dit gestook het, het ons warm gekry. Maar as hy ophou om daai heater te stook, dan raak dit koud. So hy moes aanhou kole gooi en hout insit en daai oond stook dat ons kan warm kry. Okay, dieselfde met die kerk. En ek praat nie van die gebou nie, ons is die kerk. As jy ophou om die vuur te stook, gaan die heater koud raak. Kerk word droog en dood wanneer ons ophou om die vuur te stook. Die Heilige Gees is die vuur van God. Wanneer ons ophou om tyd in sy teenwoordigheid te spandeer, ophou om die vuur aan die brand te hou, gaan ons doodgaan. Wanneer ons nie die aksie neem en doen wat hy sê nie, Adel, gaan hy nie die vuur gee nie, gaan ons doodgaan. As ons maar net met ons programmetjies aanhou, met ons steempie van kerk speel, hoekom moet hy vuur gee? Hoekom moet hy ons huwelike seën en ons huwelike aan die brand hou, as ons nie in ons huwelike doen wat hy gesê het ons moet doen nie? Dan sê hy, hey, there's no spark in my marriage. Why? Want jy dalk van God af weggetrek. Dan wil ons ouderdom en ons wil die en ons wil daai en die kinders en die werk en stress en anxiety en al daai goed die skuld gee. Miskien moet jy net weer terugkom by die Heilige Gees wat die vuur is wat weer alles aan die brand kan steek. Ons bly met onmekaar, dieselfde speletjie as wat Adam en Eva gedoen het. Bly met on Eva, bly met on Adam, nee, bly met on yourself. Where's the fire? Wanneer jy ophou werk, gaan die vuur weg. Selfs met ons verhouding met die Here. Ander dinge neem ons plek in. Ons raak so besig met die werk. Ons raak so besig met dinge van die kinders. Ons raak so besig met ander goeters, dat die vuur nie meer daar is nie. So vir 'n rukkie voel ons nog die heater, hy's nog lekker. Dan raak ons gewoond, hy's nog daar, is nog 'n bietjie daar. Môreoggend is hy dood. Want geleidelik raak hy al hoe kouer. En ons kom nie agter, hy raak al hoe kouer en kouer nie. Is daar iemand hier vanaand? Laaste punt, die derde koninkryksrealiteit. Ek glo die Here ons wil herinner aan vanaand, is dat die regverdige regter kom weer terug. Ons het autoriteit, dis wat die Here ons leer. Hy roep ons tot aksie, maar die vooruitsien wat ons het is die regverdige regter kom weer terug. Wie is die regter? Hy is die een wat die uitspraak lewer. Het jy geweet wanneer ons voor die troon gaan staan met Judgment Day, is dit nie die Vader wat mense gaan hemel toe en hel toe stuur nie. Dis Jesus wat die regter is. Want Jesus het gesterf. Jesus gaan uitspraak lewer. God die Vader het Jesus die regter gemaak, en die mensdom gaan voor Jesus staan en verantwoording doen. En dan sal Jesus die regverdige regter betaal volgens wat ons gedoen het. Het ons verhouding met hom, gaan hy sê, ek ken jou of ek ken jou nie. Gaan weg van my, jy wat die ongeregtigheid gewerk het, sê die woord. Of hy sê, kom saam met my, ek ken jou. Dis wat die woord ons leer. Die Vader gaan nie judge nie. Dis Jesus. Hoekom sê die woord, soek hom terwyl hy te vinde is? Jesus. Hy's regverdig. Hy's genadig. Hy's liefdevol. Hy is die lam. Maar hy's ook die leeu van Juda. En hy's regverdig. And he's coming back. En dis dieselfde God wat die ark se deur verseël het, nadat hy hulle kans gegee het om in te gaan, en hulle nie wou ingaan nie.
nadat daai deur geseël was, toe dit begin reën, toe wou hulle inkom, toe is dit te laat. Dis dieselfde God wat toe daai deur toegehou het, wat met die laaste bassein gaan kom. Dan is dit te laat, om dan te wil sê ek is jammer. Besef ons as mens dit. Want partykeer lewe ons asof ons dit nie besef nie. Partykeer, of kom ons sê nie ons nie. Partykeer lewe die wêreld asof hulle dink daar's nog baie tyd. Ons kan maar doen en maak wat ons wil, daar's nog baie tyd. Of miskien moet ek sê, ons. Partykeer lewe die kerk, daar's nog baie tyd. Ons hoef nie aksie te neem nie. Ons hoef nie te doen nie. Daar's nog baie tyd. En Jesus sê, die oes is ryp. Die arbeiders is min. Hy sê, gaan ek jou vind op die land besig om te werk? Of gaan jy staan en kyk na die wolke? Hy sê, Galileese manne, in Handelinge 1:11 het ons gelees. Waarom staan julle en kyk na die hemel? Hy sê, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, net soos wat julle hom na die hemel sien opgaan. Hy sê, so sal hy weer terugkom. So die mense wat sê, Jesus het al gekom, het hy weer teruggekom na sy koms, nadat hy gegaan het? Hy sê, elke oog sal hom sien. Elke tong sal bly, elke knie sal buig. Daar is nie na hierdie gebeurtenis nog 'n gebeurtenis gewees waar hy al teruggekom het nie. Hulle het hom met die oë gesien. Dit beteken met ons oë gaan ons aanskou as hy terugkom met sy wederkoms. Dit sê vir my, dit gaan nie 'n geestelike gebeurtenis wees nie. Dit sê vir my, dit gaan 'n fisiese gebeurtenis wees. So vir mense wat na 'n geestelike gebeurtenis verwag, vat mis. Hy gaan kom op die wolke. Kan jy daai lied onthou? Hy gaan kom op die wolke, ja, dis seker. Elke menslike oog sal dit sien. Dis wat hy ons leer, amen. En wanneer ons vandag hemelvaart vier, wys dit vir ons dat geskiedenis nie 'n doodloopstraat is nie, maar dat God 'n plan het. Wanneer ons hemelvaart vier, bind dit Jesus van die krib en die kruis na die Jesus wat gaan terugkom en sy verskyning gaan maak met sy wederkoms. Dit bind hom aan mekaar vas. Waar los dit jou en my? Die derde keer wat ek dit vra vanaand. Dit los ons met daai onwrikbare hoop en geloof in Jesus se belofte. Wat het Jesus gesê? Hy het gesê, ek kom terug. Dit los ons, ek wil amper so sê, met die een oog op die koninkrykswerk waarmee hy ons geroep het, dat ons sal aanhou werk, dat ons sal doen waarvoor hy ons geroep het, en met die ander oog op die wolke. So een oog werk ons, ander oog kyk ons. Ons kyk ook uit wanneer hy gaan kom. Ons het 'n verwagting dat hy terugkom, maar ons gaan ook werk, ons gaan doen. Ons gaan net staan en kyk nie. Is in die feit dat ons hemelvaart vier, herdenk ons dat ons is deel van iets groter as onsself. Kan ek dit weer sê? Jy's deel van iets wat groter is as jouself. Die vraag is, en ek wil afsluit met dit, hierdie koninkryks realiteite waarvan ons vanaand praat en waarin die Heilige Gees ons vanaand herdenk, is dit 'n werklikheid, is dit 'n waarheid, of is dit wensdenkery? Is dit 'n myth? Is dit iets wat die ouens maar uitgedink het? Of is dit 'n werklikheid? Is Jesus die gekroonde koning?
is alle autoriteit, heerskappy en krag aan hom oorgegee. Kom hy terug na die aarde. Het hy jou en my geroep om aksie te neem, nou terwyl ons hier is, gaan hy terugkom vir ons. Is dit die waarheid of is dit wensdenkery? Vir baie is dit maar net 'n storie. Maar wat is dit vir jou en my as kerk vandag, hier in die Valdriehoek? Hier waar God ons geplaas het, want jy sien, as dit die werklikheid is, dan beteken dit moet tog in ons lewe en in ons kerk gesien word. Dan beteken dit die autoriteit van Jesus moet in ons lewe gesien word. As ons bid vir die sieke, moet hulle gesond word. Siele moet tot bekering kom. Hy moet teenwoordig wees. Ons moet gaan, daar moet 'n aktiwiteit wees. Nie net van kom nie. Hierdie gatherings is great, maar daar moet ook oomblikke wees wat ons uitgaan. En ons elke dag lewe Jesus verteenwoordig as sy ambassadeur. Amen. Dis tog waaroor hemelvaart gaan, of is dit maar net nog 'n dag op die kalender? Dis hoekom ek dit in my gees ervaar het, dit moet meer wees as om vanaand net 'n paar liedjies te kom sing, 'n gedagte te deel en huis toe te gaan. Maar wanneer ons nou gaan worship en prys, gaan ons dit dalk so 'n bietjie anders te doen met 'n ander mindset. As wat ons maar net hier aangekom het na die werk, moeg gewerk en net gou-gou hemelvaart kom vier. Want dis die regte ding om te doen. Ek wens ons kon die hele dag in sy teenwoordigheid spandeer. Miskien moet ons dit al reël vir volgende jaar, dat almal hierdie dag verlof insit. En 'n hele dag fees hou in sy teenwoordigheid. As dit een dag is wat ons kan verlof insit, dan moet ons dit dalk doen. Wat dink julle? Dis 'n goeie tradisie. Dankie. En afsluiting vanaand. Ons generasie vanaand, die tyd wat ons is mense van die tussentyd. Sê gou saam met die tussentyd. Het jy dit al gehoor? Ek skep 'n nuwe woord vanaand. Ons is die tussentyd, broer. Ons is nie van die ou tyd nie. Ons het nie in Jesus se tyd gelewe nie. Pieter, ons is ook nie van die toekomstige tyd nie. Ons is nog nie daar nie. So waar is ons? Ons is tussen die ou tyd en die toekomstyd. Ons is hier. Dit sê vir my, ons is tussen die tyd waar Jesus ons wil hê. Ons is die tussengangers, kry jy so 'n woord? Ons is die tussenmense, gevul met die krag van die Here. En ons besef ons opdrag. En ons het daardie wagtende verwagting dat Jesus gaan verskyn. Dis hoekom ons tussen die opstanding en sy wederkoms is. Ons is die tussengangers, tussen mense. Maar my vraag is ons besig om te doen dit wat hy ons gevra het om te doen? Terwyl ons tussenin is. Want ons was nie by Jesus daai dag toe hy op die aarde was nie. Maar ons is nog nie in die hemel nie. Ons is tussen daai. Kyk ons net na die hemel, of gaan hy ons besig vind? Johannes hoofstuk 14 vers 1 sê Jesus, en dis waaraan ek vashou wanneer ek hemelvaart vier. Hy sê, laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. Dis die woorde wat Jesus met sy disippels gedeel het. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Hy sê, maar ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis 'n belofte. As jy ooit 'n profetiese woord wou hê, is hierdie 'n woord. Vers 4 sê, en waar ek heen gaan, weet julle
weet julle en die weg ken julle. Jesus het ons geleer waartoe gaan hy. En dan vers 6 sê Jesus, nadat hulle hom 'n vraag gevra het wat nie regtig sin maak nie, antwoord Jesus, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. There is no other gate, no other way. Daar's nie ander weë na die, daar's nie Boeddha en Allah en Confucius is nog steeds confused. Allah, hulle weet nie waar, alles is nog steeds, daar's een weg, een waarheid, een lewe en dis Jesus. En soos wat hy gegaan het met sy hemelvaart, so gaan hy terugkom. Elke oog sal hom sien. Elke tong sal bely. Dis die Jesus wie ons vandag vier. Here, dit is ons gebed vanaand dat aan U alleen kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding tot in alle ewigheid. Here, daar is geen een soos U. Niemand kan vergelyk word met U. Geen een kan doen dit wat U gedoen het. Dit wat U vandag nog steeds doen. En dit wat U tot in ewigheid sal bly doen. U is die Alfa en die Omega. U is die eerste en U is die laaste. U is die begin en U is die einde. En U is ons God. En vanaand eer ons U Godheid. Vanaand bely ons U Godheid as God die Vader, God die Seun Jesus Christus en God die Heilige Gees oor ons lewe. Vanaand bely ons totale afhanklikheid van U. Daar is geen ander vir ons buiten U. U is die weg, die waarheid en die lewe. U is die enigste weg. En daarom herdenk ons en vier ons U hemelvaart met daardie ewige verwagting dat U weer terugkom. Ons het daardie verwagting en daardie wete dat U weer kom om ons te kom haal, sodat ons kan wees by U. Here, en vanaand wil ons net weer opnuut kom sê, ons wil U hande en U voete wees. Gebruik ons, Heilige Gees, lei ons. Here, vergewe ons as ons louwarm was. Vergewe ons, Here, as ons vergeet het, as ons gesidetrack is, as ons dinge toegelaat het wat ons wegtrek. As ander dinge vir ons meer belangrik geraak het. Vanaand wil ons net weer hierdie koninkryksrealiteite kom besef en net weer eens kom aanmeld en sê, Here, lei ons. Openbaar aan ons, Here, in ons lewe waar daai areas is wat ons moet kom in lyn bring. Dankie vir U hemelvaart. Dankie dat alles nie net doodgeloop het nie, maar dat U 'n plan het. En dat alles ten goeie meewerk. Dankie Heilige Gees dat U teenwoordig is en dat U ons lei in die volle waarheid. My gebed vanaand is, Here, dat U wil geskied en dat U koninkryk kom. Dankie vir elke boetie en sussie. Dankie vir elkeen wat hier is. Dankie vir elkeen wat die tyd uitgekoop het om vanaand hier te wees. Dankie Heilige Gees dat U die naprediker is en dat U ons bedien. Dat U ons lei in U waarheid. Net so waar ons hier vanaand vanuit mekaar beweeg. Dankie dat U met elkeen is. Dankie dat U engele bevel gee om elkeen toe te dek, te beskerm en te bewaar. Ons wil nie aanhou staar na die wolke nie. Ons sal gaan.
daar waar jy ons stuur, Here. Ons bid dit in Jesus naam. En aan U alleen kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding tot in ewigheid. En as U saamstem, dan sê ons amen. Amen en amen. Loof die Here, loof die